Welkom terug julle. Vandag kyk Kobus Myntjies, Lafel se uitvoerende hoof in die ateljee. Welkom Kobus. Dankie Cornelis, voorreg om te kan wees. Kobus, ja, jy's nou net so verby 'n jaar lank al die CEO van Lafel. Hoe voel dit? Het jy al die voete gevind? Ja, nee, definitief. Dit was 'n lekker eerste jaar en die jaar vlieg. Mens kan nie glo die jaar is alweer verby nie. Maar ja, nee, is 'n voorreg. Is lekker span mense om mee te werk en lekker om in die landbou betrokke te wees en 'n verskil te kan maak by Lafel. So dis baie lekker. Kobus, ja, natuurlik hier praat ons baie oor nisboere, maar ek dink net miskien vir 'n afskop, wat sien jy in landbou in geheel? Ek weet Lafel is nou meer op die kommersiële kant, maar hoe is jou gevoel vir wat voor lê? Nee, ek dink dit uit die aard van die saak, daar's baie uitdagende dinge wat gebeur het vir jaar. Daar's die vloede wat gebeur het, daar's allerlei dinge rondom die wêreldmarkte wat probleme gee. So ja, dis definitief nie die maklikste jaar in landbou nie, maar ek dink dit is weer vir my net die ongelooflike ding van ons boere in Suid-Afrika. Hulle maak weer nuwe planne, sien weer nuwe geleenthede. So ja, ek dink ons is al deur moeilike tye en ek het baie geloof in ons boere en dit is om ons lekker om in landbou betrokke te wees. Dit is lekker om daar 'n verskil te probeer maak en ja, dit is definitief nie die maklikste jaar nie, maar ek glo daar's nog steeds baie planne om te maak en ons sien uit na die seisoen wat voorlê. Ja, die reën droog baie keer op, maar ons planne nooit daai gesê van 'n boer maak 'n plan is goed. Ons het seker al in die 10 seisoene wat ons nou aan die gang is, so omtrent 400 idees gedeel. So planne kan die ouens regtig maak, maar soos ook gesê het, nis is nie noodwendig klein nie. Nis is baie keer net 'n ander geleentheid, 'n gaping in die huis. Jy was 'n baie goeie loskakel vir die boerland, ek mag dit sê. Jy ken van 'n gaping vat, maar is dit uit jou oogpunt ook maar nis? Is jy sien 'n geleentheid in die mark wat iemand anders nog nie gesien het en jy gaan vir hom? Ja, nee, ek dink dit is definitief so en dit is vir my interessant. Ek dink 'n nisboer sit maar met dieselfde uitdagings as wat 'n groot boer sit, net op 'n ander manier. Op die einde van die dag moet jy 'n produk produseer en dit moet iewers verkoop word. Ek dink daai mark om daai mark te gaan kry en seker te maak jy die regte inligting om daai marknavorsing en seker te maak dat produk kan 'n afset kry. Of jy nou 'n groot boer of 'n nisboer is, daai produk moet iewers verkoop word en ja, ek dink daai uitdaging is maar by groot boere en nisboere dieselfde. En dan die ander gedeelte is maar waar kry hulle inligting? Ek dink met groot boere is daar partykeer dalk meer inligting, as meer inligting beskikbaar. By nisboere is daar partykeer dalk minder inligting beskikbaar oor hoe produseer jy daai ding en wat is die, kom ons noem dit nou maar, die dinge wat jy moet en wat jy nie moet doen nie. Waar kry jy al daai inligting? So daai dink ek is dalk 'n uitdaging vir nisboere, maar dis waar ek kan sien die ouens met hulle slim planne oorkom weer al daai probleme. Ja, goed gesê. Dit is 'n bietjie voel van amper soos 'n gelykmaking, want 'n klein boer kan nie met 'n groot kommersiële boer saampraat as dit kom by toerusting, toegang tot kundigheid en kennis en al daai goedie. Net so op 'n ander punt, ek weet jy's verskriklik lief vir die bosindringingsbeheer of al die, daar's so baie name daarvoor en ons land, as ek reg verstaan, het 'n paar miljoen hektaar wat tans eintlik verlore is vir enige boer omdat dit toegegroei is. Ek dink jy daai oorlog teen die bosindringing kan gewen word? Nee, nie in ons leeftyd nie. Ek dink nie dis 'n oorlog wat gewen gaan word nie. Ek dink is 'n oorlog wat maar voortdurend geveg sal moet word. Dis maar die natuur omdat ons dit begin manipuleer het, of ons nou 'n draad gespan het en of ons 'n krib neergesit het. Op 'n of ander manier het ons die natuur gaan manipuleer en dit het ongelukkig maar impak. En as gevolg daarvan gaan ons maar altyd die weidingsbestuur goed moet toepas. Ek dink daar's nog baie areas in ons land waar ons baie meer produktief kan wees. Ons moet altyd onthou die goedkoopste manier om proteïene te produseer is maar van natuurlike weiding af. Dit is maar die goedkoopste manier om dit te doen. Ons is bevoorreg in Suid-Afrika dat ons baie natuurlike weiding het. En ja, daar's dink ek nog baie geleenthede vir boere om meer produktief te wees op dieselfde hoeveelheid grond. Ek dink as jy gaan kyk na die infrastruktuur en die koste rondom infrastruktuur, kan 'n boer amper nie daaraan dink om so produktief as moontlik op daai stuk grond te wees nie. En ja, daar's 'n geleentheid daarso en hulle kan gerus met ons daar by Terravusa kom gesels daaroor. Ek dink daar's 'n span manne wat spesialiste is en wat regtig boere kan ondersteun om meer produktief te wees op die grond wat hulle het. En ja, ons is maar almal lief vir ons vleisie, so hoe meer ons kan produseer, hoe beter. So net so amper om af te sluit, is daar goed wat jy al deur die jare in die landbou gesien het, wat jy gedink het, dis nou 'n bakidee wat sal klassifiseer, miskien 'n niche-idee, wat iemand wat eerste was met iets? Ja, ek dink daar's soveel, is moeilik om aan 'n spesifieke goed te dink, maar jy kom net op 'n plaas en jy sien hoe doen 'n boer iets 'n bietjie anderste, of hy, jy weet, van 'n kind wat besluit hy gaan met eiers boer, jy weet, by 'n boer op 'n plaas. Jy sien soveel idees en uit daai goeters word dan baie keer nuwe planne gemaak en nuwe idees gebore. So ja, vir my is dit net ongelooflik om te sien hoe mense met
baie min, partykeer baie kan regkry en soos ek sê, as mense vir hulle die regte ondersteuning kan gee en veral ek dink rondom die afsetgedeelte, want dis een ding om iets te kan produseer, maar as jy die afsetgedeelte, die logistiek, dis iets wat 'n mens nie moet onderskat nie. Dis een ding om 'n ding te produseer, maar om daar by jou verbruiker op sy tafel te kry is nie altyd so maklik nie. So ek dink daar is al definitief geleenthede daar waar ons mense kan ondersteun en waar Laveld uit die aard van die saak, ek dink die betrokkenheid by 'n program soos Nisboer net om die bewusmaking te doen dat mense sien, just like it, hier is soveel geleenthede en hopelik stimuleer dit mense se gedagtes om te sê, okay, hier is dalk vir my ook 'n geleentheid. Kom ons gaan kyk wat ons kan doen en ja, dit is vir my 'n voorreg om daarby kan betrokke wees van 'n Laveld kant af, is lekker. Ek dink net sommer op 'n positiewe noot te eindig. Hoe sien jy sommer die volgende 5 jaar as Suid-Afrika se landbou? Is jy nog positief? Nee, verskriklik. Yes, like dit is vir my so 'n voorreg om betrokke te wees in 'n bedryf waar ons kos produseer en ja, ons het almal kos nodig en om goeie kwaliteit kos te produseer wat ons wat ons dan uit geld kan maak, wat goed is vir ons ekonomie in Suid-Afrika, maar ook om mense te voed. Ek dink dit is waar jy 'n verskil maak. Boere maak so 'n groot impak in hulle gemeenskappe en ja, in ons platteland die platteland sal nie bestaan as dit nie vir ons boere is nie. So en dit is waar dit 'n voorreg is om met Laveld ook daar te kan betrokke wees, want dit gaan oor wat se impak maak ons op 'n plaas, maar ook in die gemeenskap. So nee, baie positief. Daar is definitief uitdagings binne landbou, maar ja, ek kan nie anders as om positief te wees nie. Die mense met wie mense werk en die boere se gesindheid en daar's net nog baie geleenthede of dit nou in die uitvoerkant is en ja, of in die nisboerkant is, daar's regtig baie geleenthede dink ek binne landbou en ons sien uit daarna om saam met die boere daai geleenthede te gaan ontgin. Koos, baie dankie vir jou tyd en alles wat ons gedeel het. Ons is net weer opnuut positief. Baie dankie Cornelis, voorreg om hier te wees. Ja, dankie vir julle wat saam gekyk het. Tot volgende week. Ja, groete en onthou om ons land se nisboere te ondersteun.